genade, barmhartigheid en vrede word ryklik geskenk van God ons Vader en ons Here Jesus Christus, deur die kragtige werking van die Heilige Gees. Amen. Ja, dit was nogal vir my 'n worsteling gewees, wat se boodskap om vanoggend te bring, want as jy na die wêreld kyk, alles is de mekaar. Wat daar in die Midde-Ooste gebeur, die bloedvergieting en ja, julle weet van die aanvalle van Israel en Amerika op Iran en terug aanval en al die dinge. En dan verder dan ook nog, dan hoor ons ook brandstofpryse gaan nou volgende maand baie opgaan. Ons weet as brandstofpryse opgaan, gaan alles op, nê? Kos, alles gaan op, kom nooit weer af as dit afgaan nie. En dan wonder ek nou maar, wat sou hoop het 'n mens in sulke goeders, nê? Maar toe dink ek nog steeds by myself, as jy kyk, hoekom Iran aangeval is, en wat ek hoor, en ek ken seker nou nie alles nie, maar was omdat daar soveel mense onderdruk was, nê? En dat die mense van Iran, baie van hulle voel hulle word nou bevry deur hierdie aanvalle. Dis een kant wat ek hoor. En dan weet ons ook die onderdrukking wat daar plaasvind, veral in die moslems, nê, in die moslemgemeenskap van die vrouens. Vrouens word onderdruk, word eintlik gesien net as 'n besitting en so, nê. En dan hoor ek ook gister by die klasse, ons het saam gebid, gemeentes bymekaar, en was 'n gemeente van Soweto wat aan ons groepie saam gebid het. Dan hoor ons van die moslems, hoe die moskeeë opgaan. Dat daar 'n groot beweging is van moslems, jy weet ook Europa, hoe gaan dit, nê? En selfs in ons omgewing ook, nê, moskeeë gaan op. Partykeer word 'n kerk gekoop en hy verander in 'n moskee. En die onderdrukking wat daar ook plaasvind van vrouens. En ek dink ook maar ook oor ons vergadering, die synode se besluit ook oor die vrou in die ampt, al die dinge. En dan besef ek maar tog, hierdie reeks waarmee ek besig is so belangrik, nê, van hoe hanteer ons vrouens soos wat die Here sê in sy woord. Want dis waaroor vanoggend ook gaan. Spesifiek wil ek op die vrouens fokus, nê, en hoe ons as mans ons vrouens se waarde tank moet vul, wat liefde vir hulle beteken. Ons kan nou nie veel doen wat daar in die Midde-Ooste aangaan en al die dinge, maar jy kan 'n verskil maak in jou huis, nê, hoe jy dames hanteer, hoe jy jou vrou hanteer. So ek voel tog, dis 'n belangrike boodskap, alhoewel ek nou besig met hierdie reeks, en ek weet ook vandag, dink ek is ook internasionale Vrouedag, nê, vandag. En dat ek tog wil sê, maar wat kan jy maak? Hoe verskil kan jy in jou huis maak, of eendag as jy getroud is, of wat ook al, nie? Dit ook maar oor die algemeen ook van toepassing in mense algemene lewe ook. En daarom gaan ek aan, en ek wil lees die reeks, dis op grond van Craig Hill se boek, hoe om konflik in 5 minute op te los, en ek moet sê, ek is nog nie by die 5 minute nie. Konflik vat ek keer nog bietjie langer, nee. Het kan selfs dae vat, maar ek hoop ek kan dit verkort na ure toe, en op die einde net na 5 minute toe. Wat sê die Here? Net tussen man en vrou. En julle ken daai gedeelte, ek gaan dit lees, Efesiërs 6. Efesiërs 6, Efesiërs 5, verse 21 tot 33, man en vrou. Ek lees, in ons fokusvers is die laaste vers 33, maar vanaf vers 21 lees ek, wees uit eerbied vir Christus aan mekaar onderdanig. Vrouens, wees aan julle mans onderdanig, net soos julle aan die Here onderdanig is. Die man is die hoof van die vrou, soos Christus die hoof van die kerk is. Christus is ook die verlosser van die liggaam, sy kerk. Soos die kerk aan Christus onderdanig is, moet die vrouens in alles aan hulle mans onderdanig wees. Mans, julle moet julle vrouens lief hê, soos Christus die kerk lief gehad het, en sy lewe daarvoor afgelê het. Dit het hy gedoen om die kerk aan God te wy, nadat hy dit met die water en die woord gereinig het, sodat die kerk in volle heerlikheid by hom kan neem, sonder vlek of rimpel of iets dergeliks, heilig en onberispelik. Die mans behoort hulle vrouens so lief te hê soos hulle eie liggame. Wie sy vrou lief het, het homself lief, want niemand het nog ooit sy eie liggaam gehaat nie. Inteendeel, hy voed en versorg dit soos Christus met sy kerk doen, omdat dit sy liggaam is waarvan ons lede is. Daar staan in die skrif,
Daarom sal 'n man sy vader en moeder verlaat en saam met sy vrou lewe en hulle twee sal een wees. Hierin lê daar 'n diep geheimnis opgesluit en ek pas dit toe op Christus en die kerk. Maar dit is ook op julle van toepassing. Elkeen moet sy vrou so lief hê soos hy homself liefhet en 'n vrou moet aan haar man eerbied betoon. Nou, alle mense het 'n brandstoftank, nê? 'n brandstoftank, 'n emosionele brandstoftank. En wat gevul moet word. En ons wil dit vul met waarde, jy wil waardevol voel. Dis baie belangrik, alle mense wil tog waardevol voel, nê? Jy wil voel jy beteken iets, waardevol. Dit is jou tank wat jy gevul moet word met waarde. Nou, baie keer word daai brandstoftank deur die mense om my gedreineer reeds, nê? Dat ek waardeloos voel. Julle weet al van die paar preke voor terug nou ook, nê? En dit vind veral plaas op vlak 2, verhoudingskommunikasie, waar ons baie keer mekaar se waardetanks dreineer, net nie vul nie. Nee, daar's onkunde oor die vlak 1 en vlak 2 kommunikasie, nee. Vlak 2 verhoudingskommunikasie, vlak 1 is maar die saaklike kommunikasie, dit die voorwerp, dit waaroor ons praat. Maar dan is daar verhoudingskommunikasie. Nou daar's 'n verskil tussen 'n man en vrou hoe om jou waardetank te vul. Oor die algemeen verskil mans en vrouens van mekaar. Mens kan sê mans loop op diesel en vrouens op petrol. Jy weet jy kan nie 'n dieselvoertuig vul met petrol nie, maak moeilikheid. Jy kan ook nie 'n petrolvoertuig vul met diesel nie, dan is daar groot moeilikheid. Nee, jy loop op verskillende emosionele brandstof. En dis wat Paulus hier vir ons gee onder leiding van die Heilige Gees. Wat is die brandstof wat 'n man se waardetank vul en wat is 'n brandstof wat die vrou oor die algemeen se waardetank vul? En hy sê maar dit is ook op julle van toepassing. Elkeen moet sy vrou so lief hê soos homself liefhet. 'n Vrou moet aan haar man eerbied betoon. So wat is die waarde wat 'n vrou se waardetank vul? Is liefde. En wat vul 'n man se waardetank? Eerbied oor die algemeen. God het ons so gemaak. Vrou het veral behoefte aan liefde, man aan eerbied, respek. En dit is die brandstof waarop vrouens loop, nê? Dit is liefde, mans eerbied. Maar nou moet ons ook kyk. Dis hoekom hy ook in hierdie gedeelte sê, vrouens, wees aan julle mans onderdanig, net soos julle aan die Here onderdanig is, nê? Want mans het 'n behoefte dat sy vrou hom moet eerbied en respekteer. En mans, julle moet julle vrouens lief hê soos Christus die kerk liefgehad en sy lewe daarvoor afgelê het, vers 25. Want dit is die brandstof waarop vrouens se emosionele waardetank gevul word met liefde. Liefde. Maar nou klink dit asof mans net moet lief hê en vrouens net moet onderdanig wees, maar dit is nie, ons moet dit in konteks sien hierdie hele gedeelte. Daar's 'n oorkoepelende beginsels wat geld vir mans en vrouens. En dit begin met die eerste vers, in hierdie gedeelte, vers 21, wees uit eerbied vir Christus aan mekaar onderdanig. So alle Christene uit eerbied vir Christus, hoekom het ons eerbied vir Christus? Hy het sy lewe gegee vir ons. Hy het vir ons betaal aan die kruis. Hy gee aan ons waarde. So hier gaan dit nou eintlik nie oor wie is belangriker as die ander een nie. Dit gaan nie hier oor waarde nie. Dit gaan daaroor dat rolle wat vervul moet word. Ons almal is gelyk uit eerbied vir Christus. Mans en vrouens is gelyk voor die Here. Hy het vir vrouens gesterf, hy het vir mans gesterf, vir alle vlees, Ons het waarde in Christus. En hy het eerbied vir Christus wat vir ons sondes gesterf het. Wat vir ons waarde gee, Ons waarde is gelyk aan sy bloed. Moet ons aan mekaar onderdanig wees. Dis die oorkoepelende beginsel. Alle gelowiges, mans en vrouens aan mekaar onderdanig. Hy het sy lewe gegee en dan is daar 'n tweede beginsel, in die begin van hierdie hoofstuk is ook omdat julle kinders van God is en hy julle liefhet, moet julle sy voorbeeld volg. Lewe in liefde soos Christus ons ook lief gehad het en om ons ontwil sy lewe as 'n offergawe gegee het. Ja, offer wat vir God aanneemlik was. So alle gelowiges moet ook vir mekaar lief wees. Mans en vrouens moet vir mekaar lief wees. Dis die oorkoepelende beginsel. Mans en vrouens moet vir mekaar lief wees
En ook alle gelowiges mekaar lief wees en alle gelowiges ook aan mekaar onderdanig wees. Nee, en dit is so waarde is gelyk. Dis wat dit gaan nie hier oor waarde en wie is die belangrikste nie. Dit gaan hier oor rolle wat ons moet vervul. En in die huwelik, so 'n vrou moenie aan alle mans onderdanig wees nie. Nee, dan praat hy van in die huwelik, nee, moet dit die vrou se besonderse taak wees om aan haar man onderdanig te wees, om eerbied en respek te wys. Dis 'n verbesondering wat plaasvind hierso. 'n Vrou, mans en vrouens in mekaar onder, maar die vrou moet uitblink om onderdanig, om eerbied en respek te betoon aan haar man. Nee, dit is 'n verbesondering. So, ja, dit is wat 'n man se waardetank vul. God het ons so gemaak. 'n Man soek die eerbied en die respek van sy vrou. Dit is net so. Mense kan vir my baie goed sê, maar wat my vrou vir my sê, is my die belangrikste. Nee, God het ons so gemaak. Mans wil absoluut die respek en eerbied van hulle vrouens hê. En dis hoekom in die huwelik moet die vrou uitblink om dit te wys. En ook in die huwelik, nee, moet mans uitblink om liefde te wys vir hulle vrouens. Nee, mans, liefde is tog die waarde, dit is wat sy vrou se waardetank vul. Want 'n vrou het behoefte aan die liefde van haar man. Dis hoe God ons gemaak het. Dat die man liefde moet bewys. En mans dink baie keer verkeerdelik. Nee, hulle opdrag is om aan hulle vrouens te verduidelik hoekom hulle iets gedoen het, nee, om hulle self te regverdig. Nee, om te sê as jy vra hoekom jy so laat, dan wil die man dadelik sê man, ek moes laat werk, nee, dan was daar erg verkeer en moes brandstof ingooi, nee, dit bly net op vlak 1 en eintlik mis hy eintlik wat sy vra. Nee, en ons dink baie keer ja, ons taak is om te verduidelik, verdedig en self te regverdig. Jy maak eintlik net verder seer. Baie vrouens dink weer baie keer verkeerdelik, dink hulle moet hulle mans verander om 'n man van God te wees, om 'n goeie pa te wees. Sy sal hom help en hom verander, dat hy sal wees die hoof van die huis wie hy moet wees. En so dink ons baie keer verkeerdelik, nee, en dit is die werk van die Heilige Gees. Ons mense kan nie harte verander nie, net die Gees kan 'n hart verander. So mans wil altyd verdedig, verduidelik, selfregverdig, nee, in plaas van net om liefde te wys. Dis jou taak. Wys liefde aan jou vrou. Vrouens dink weer, nee, ek moet hom verander, dat hy kan word wie hy moet wees. Terwyl jy eintlik respek en dit oorlaat aan die Heilige Gees om jou man te verander. Net hy, die Heilige Gees kan harte verander. Nou, dit is selfs ook van toepassing aan die werksplek, nee. Jy moet tog ook eerbied en respek wys aan jou werkgewer, aan jou baas. Nee, dit is belangrik. Dat jy eerbied en respek moet wys. En dit is ook belangrik dat jy liefde moet wys aan mense onder jou. Aan werknemers, nee, om vir hulle te wys ook maar hulle tel vir jou, hulle is belangrik genoeg vir jou. So ons moet oral moet ons dit uitleef. Eerbied en respek, liefde. Maar ongelukkig weet ons baie keer nie wat beteken liefde en ek wil vanoggend nou fokus op die vrouens, nee. Wat beteken liefde vir vrouens? En ek kom agter, ek het vinnig agterkom in die huwelik ook, ek verstaan nie mooi wat liefde beteken baie keer vir Ilse Marie nie. En ook in berading, nee, kom ek agter, mans verstaan nie wat beteken liefde vir 'n vrou nie. Ons wil baie keer iemand anders my vrou lief hê soos wat ek daarvan hou. Maar eintlik wat hier gebruik word, die Griekse woord is agapao, en dit beteken selfverlonende liefde. Om my vrou lief te hê soos dit haar pas en nie hoe dit my pas nie. Maar my vrou lief te hê soos dit haar pas, sodat haar waardetank, haar emosionele waardetank gevul kan word. So ons moet leer wat beteken liefde vir my vrou. Nie soos dit my pas nie, soos dit haar pas wat haar tank gevul kan word.
En ek kan die liefde vir 'n vrou saamvat met so 3 hoofbetekenisse. Elkeen moet sy vrou so lief hê, né? Eerstens is, jy moet wys vir jou vrou, sy het hoë prioriteit. Natuurlik, liefde vir jou beteken natuurlik, ja, God is die belangrikste in my man se lewe, maar na God kom ek. Nie na God kom sy werk, sy vriende, sy sport, sy wat ook al nie. Nee, na God is dit ek. Sy het hoë prioriteit in sy lewe. Verder nog 'n betekenis van liefde vir 'n vrou oor die algemeen is, nê, 'n man moet luister en waarde heg aan sy vrou se gevoelens, gedagtes en opinie. Nee, jy moet nie emosie afmaak, maar ag, jy's net emosioneel nie. Seker hormone, seker daai tyd, wat ook al nie. Nee, dat jy emosies net negeer nie. Jy moet hoë waarde heg aan haar gevoelens, gedagtes en opinie. Jy moet jou vrou uitvra na haar lewe. Haar emosies, haar gedagtes, hoe was jou dag? Praat met haar. Tjoh, dit is net getroud, as eers maar sê, praat met my, nee, dan weet ek nie wat om te sê nie. In plaas wat ek haar begin uitvra het. Dis wat ek nou later geleer het, as die bal na my kant toe gooi, vra ek 'n vraag. Nee, want jy sal nou hoor die strategie, wat ek vir iemand gaan gee. Nee, Partykeer vrouens voel, voordat my man met my praat en my opinie kry, praat hy eers met almal, by die kerk, by die werk, by die sy pelle om die vuur, nee. Dit is asof ek my opinie tel nie. Hy sal laaste vir my vra, selfs die waitress se opinie tel meer as myne, jy weet, en so. Dis hoe baie vrouens baie keer voel. Derde betekenis is, my man moet agterkom dat hy my seer gemaak het en dit ook erken en ook kan jammer sê. Nee? Jy moet emosies erken en jammer sê. Maar wat doen mans gewoonlik? Hulle verdedig gewoonlik. En dit maak nog meer seer. In plaas van om te luister, daai tweede vlak kommunikasie, verhoudingskommunikasie. Agterkom, net ook erken en kan jammer sê. So, jy vul jou vrou se waardetank, as ek saamvat, deurdat sy die hoogste prioriteit na God is in jou lewe. Jy besorgd is oor haar gevoelens, opinie en jy ook erken en jammer sê as jy haar seer gemaak het. Nee? Sy is hoë prioriteit, net na God. Jy praat met haar, nee, jy luister, jy's besorg oor haar gevoelens, opinie en jy kan ook jammer sê as jy haar seer gemaak het en nie net verdedig nie en regverdig nie. Hoe vernietig jy jou huwelik? Sy het lae prioriteit in jou lewe. En dit wat ek nogal ervaar het ook nie weermag was nie. Die ouens kuier net en so. Ek weet nie wanneer gaan hulle huis toe nie en sulke dinge nie. Jy's heeltyd besig met ander dinge en aktiwiteite wat jou vrou uitsluit. Jy spandeer jou tye af saam met jou vriende, golfvriende of wat ook al nie. Jy spandeer nie tyd met haar nie. As jy dit doen dan vernietig jy jou huwelik, nê. Sy's lae prioriteit, jy kom uit laat by die huis, jy sluit haar uit. Jy ignoreer haar emosies. En jy verdedig en regverdig net jouself, né? Dan is jy besig om haar liefdestank te waardetank te dreineer, te tap. En jy dreineer haar waardetank want jy's blind vir die vlak 2 kommunikasie, verhoudingskommunikasie en wat liefde vir haar beteken. Nee, ek sorg mos goed vir haar. Kyk net, kyk wat het sy alles. Jy dink dis dit. Nee, dis nie liefde nie. Liefde is hoë prioriteit, erkenning van emosies en prioriteite en hoe sy voel, en hoe kan jammer sê. Nou, praktiese wenke vir die mans om te help wanneer daar konflik is en 'n strategie om jou vrou se waardetank te vul met liefde. En ek wil sê dis 'n Joodse strategie en was my so interessant dat ek dit gister gehoor het ook op die klas is met die professor wat met ons gepraat oor disippelskap. En hy het gepraat van die Joodse strategie of Jesus se strategie. Wat was as daar konflik is, wat was Jesus se strategie? Wat is 'n Joodse strategie?
Nee? Die Jode antwoord nie 'n vraag met 'n verklaring nie. Hulle antwoord 'n vraag wat moeilik is met 'n ander vraag. Nee, dit is om vrae te vra, selfs as jy wil disippelskap doen, nee, is vra die belangrik is 'n baie goeie tool om te gebruik. Byvoorbeeld as ek 'n vraag vra, Rudy, kan ek jou 'n vraag vra? Wat gebeur? Ek kry dadelik Rudy se aandag, nee? En wat gebeur nog? En ek vra vir jou die vraag, nee, wat jy vanoggend geëet? Jy sê jy begin dink, nee? So 'n vraag veroorsaak ook dat jy begin dink, nee? Ek kry jou aandag, nee, en ek begin dink. En met vrae, nee, kan ek inligting kry en ek kan ook 'n konflik, ek kan beheer vat oor konflik. Byvoorbeeld, iemand kan vir jou sê, ja, julle klomp Christene is net 'n klomp skynheiliges. En nou staan jy op, jy verdedig en dit is oor en weer geskreeuery. Maar wat as jy 'n vraag vra? Ja, julle klomp Christene is net skynheilig. En jy sê, okay, skynheilig, hoekom sê jy dit? Nou moet hy verklaar. Verstaan jy dit? Nee, nou moet hy begin sê hoekom in goeters. Jy hoef nie te verdedig nie. En dan vra jy nog vrae en jy kan daai persoon lei met vrae tot die regte konklusie. Nee. Verstaan jy hoe belangrik is vrae? Nee, om 'n vraag te vra. Nie net 'n antwoord nie, maar 'n vraag te vra. En jy haal die konflik uit deur 'n vraag te vra. Jesus wat alles, soos die professor gesê het ook, Jesus wat alles geweet het, nee, hoeveel vrae het hy in die evangelies gevra? Meer as 200 vrae, kan ek half onthou wat hy gesê het. Nee, maar Jesus weet alles, maar hoekom? Dis die Joodse manier, Jesus se manier om konflik te hanteer. Want julle weet ook daai keer toe die Jode na hom toe kom en wou hom in 'n lokval lei. Vra, sê vir ons, wat dink jy? Is dit reg om aan die keiser belasting te betaal of is dit nie? Maar Jesus deur hulle valsheid gesien en vir hulle gesê, huigelaars, waarom stel julle vir my stryk? Wys my 'n muntstuk waarmee die belasting betaal word. Hulle bring toe die muntstuk vir hom en hy vra vir hulle, wie se kop en naam is hierop? En die keiser se antwoord hulle, Jesus sê vir hulle, gee dan aan die keiser wat die keiser behoort en aan God wat aan God behoort. Nee, want hulle probeer hom lokval, nee, as hy sê, nee, hy moenie belasting betaal nie, dan gaan hulle hom aankla by Herodes, nee, en by die Romeine, nee, en hy gaan in die tronk gegooi word. As hy sê, nee, betaal belasting, dan is hy nou weer in die moeilikheid by die Jode, wat voel die Romeine onderdruk, en hy heel met die Romeine, verstaan jy? Maar wat doen Jesus? Hy sê, geef my muntstuk, wie se kop is daarop? So hulle moes een van hulle eie muntstukke uithaal, waarmee hulle handel gedryf en koop en verkoop het, nee, en dan sê maar, okay, jy gebruik nou daai muntstuk, so betaal nie keiser wat die keiser se is. En dan God wat God is. En jy weet ook ander plekke wat ons ook al in die evangelies lees, die vrou wat met oorspel gevang is, en sê, hoor hierso, wat sê jy, wat sê u, jy's mos 'n rabbi, leermeester, moet sy gestenig word. Nou weer daai moeilike vraag, nee. Wat sê Jesus? Die wat nie sonde het nie, nee, kan die eerste klip gooi. So hy kom antwoord 'n vraag met 'n vraag, wie het nie sonde nie? Het jy sonde? Okay. Kan jy mos nie klip gooi nie. Verstaan jy, kan jy die regte konklusie kom met vrae. En hierdie strategie van die Jode, nee, dit verskuif, dit ontwapen die wapenhandelaar, nee, wat daai bos uitskiet en 'n klip so in die bos gooi, nee. Dit ontwapen daai wapenhandelaar en die gesprek word geskuif deur hierdie vraag na vlak 2 verhoudingskommunikasie. Ons het laas Sondag gepraat oor vlak 1 en vlak 2, nee, ek hoop julle kan dit onthou. Jy skuif dit naamlik na verhoudingskommunikasie. Nou, kom ons kyk bietjie vandag van toepassing. Gestel, jou vrou bel 10:00 die oggend vir jou by die werk, nee? En sy het so 'n melankoliese stem oor die selfoon, wat sy vra, so 'n retoriese vraag, waarop nie 'n regte antwoord is nie, nee? En sy vra byvoorbeeld, en jy hoor daai emosie in die vraag wat sy vra, liefie, het jy aan my gedink vanoggend? Jo, daar's nie 'n regte antwoord daarop nie, nee. Dis nou 10:00 die oggend, jy's besig met werk, jy's geantwoord, liefie, het jy aan my gedink vanoggend? Melankolies.
Nou kan jy dink, nou gaan dit deur jou gedagtes, toe by die huis weg is net, toe is dit verkeer en die verkeer was druk geweest, moes jy dit konsentreer en kyk kort paaie want daar's verkeersligte uit. Ek kon nie toe dink nie, toe ek by werk kom, het ek 'n vergadering gehad wat moeilik was en na die vergadering moes ek 'n klomp oproepe maak aan ons grootste kliënt. Ek het nie tyd gehad nie om aan te dink nie. Maar as jy dit vir haar sê, is jy in die moeilikheid, nê? Maar as jy jok, is jy ook in die moeilikheid. Want sy ken jou so goed en weet jy praat nie nou die waarheid nie. So wat doen jy? Nee? Die Joodse manier. Nee? Jy begin, jy antwoord nie. Moenie die strategie een is, moenie daai vrae wat jy hoor is emosioneel gelaai, negatief gelaai. Moet dit nie met 'n verklaring antwoord nie. Moenie 'n antwoord gee nie. Dis die eerste strategie. Antwoord op die Joodse manier met 'n ander vraag. Ek sal nou kom weer terugkom na hierdie situasie toe, nê, om dit te verduidelik. Hoekom moet jy dit antwoord met 'n ander vraag? As jy 'n retoriese vraag antwoord, dan reageer jy op 'n vlak 1 kommunikasie. En jy mis eintlik haar vlak 2 verhoudingskommunikasie. Nee. Nou kan jy op vlak 1 antwoord en jy verduidelik, nee, ek kon nie aan jou dink nie. Weet jy, toe ek by die huis uit weg is net, toe is dit net verkeer en dit het ek's amper gestamp en toe ek by werk kom is dit 'n vergadering en toe moet ek nou oproep. Nee, jy antwoord op 'n vlak 1, nee, en jy maak eintlik net haar verder seer, nee, om te sê maar ek dink nie aan jou nie. Sy voel ongeliefd en dit bevestig vir haar. So, strategie 1 is moenie antwoord nie. Antwoord op die Joodse manier, vra 'n vraag. En dan strategie 3 is vra veral 2 vrae in so 'n situasie. En jy gebruik hierdie 2 vrae. Kan jy vir haar sê, deur jou stemtoon ervaar ek dat ek jou dalk seer gemaak het. Is dit so? Nee? Deur jou stemtoon ervaar ek jou dalk seer gemaak. Is dit so? En die tweede vraag is, kan jy asseblief my vertel hoe ek jou laat voel het? Nee, so jy gee nie, jy sê dit deur jou stemtoon ervaar ek jou seer gemaak. Is dit so? Kan jy my vertel hoe dit jou laat voel het? En toe ek dit gedoen het of wat ook al. En deur hierdie 2 vrae wys jy dat sy prioriteit het in jou lewe. Jy heg waarde aan haar gevoelens en opinie en so skuif jy van vlak 1 kommunikasie na vlak 2 kommunikasie. So jy sê vir haar eintlik jou gevoelens stel vir my. Jy het prioriteit in my lewe. Jy skuif van vlak 1 na vlak 2 kommunikasie. Want dis eintlik waar die ding lê. Nou, kom ons dink weer. Kom ons maar raak nou prakties. Vrou wat jou bel 10:00 die oggend. En vra, liefie, het jy my gemis? Het jy aan my gedink vanoggend? Het jy aan my gedink? Dan kan jy nou sê byvoorbeeld, deur jou stemtoon hoor ek dat jy bietjie af is. Nie lekker voel nie. Is dit so? Dan sê sy, ja, ek voel nie lekker nie. Dan sê jy, kan jy my vertel hoe jy voel? Dis die tweede vraag. Kan jy my vertel hoe jy voel? Ja, wie vanoggend, die kinders was laat, en ek het hulle laat by skool afgelaai. En terwyl ek toe net voor ek hulle skool toe gevat het, dan vertel sy, dalk het ek die wasgoed in die wasmasjien gekom. Toe ek by die huis kom, het die wasmasjien gelek. Dit is net water. En ek was laat geweest want die garagedeur werk nie. Nee, ek sukkel om hom oop te maak nie. En nou is die tuindienste ook nog laat in sulke dinge, nê? Dan vertel sy vir jou hierdie goeters, nê? En dan bevestig jy haar gevoelens. Dan kan jy bevestig, ja, ek kan verstaan dat jy so voel. Ek is jammer jy voel so. En as jy iets bygedra het vir haar afwees, depressie of wat ook al, nê, erken en bely dit. Sê jy's jammer. Dalk het jy die oggend jy ook so vinnig daar uit, het dit daar al klaar geplaas sonder om ordentlik te groet voor die werk toe is, voordat jy 'n ordentlike soen te gee. En toe gebeur nou nog al hierdie dinge nie, laat vir skool oor die garagedeur en wasmasjien en tuindienste en wat ook al. Erken dit en sê ek is jammer. En dit sal die konflik oplos. Dan vul jy haar waardetank
met liefde, soos wat die Here vir ons sê, ons moet doen. Nee, dat sy hoë prioriteit het in jou lewe. Onthou dit, sy is belangrik, nee. God het haar uitgekies vir jou as vrou gegee. Daarom net na God is jou vrou die belangrikste, bo jou werk, bo jou sport of wat ook al. En jy hanteer, jy sien waarde, jy luister na haar emosies, haar opinie, dit het waarde vir jou. Jy luister daarna. En as jy haar seer gemaak het, erken dit en sê ek is jammer. En dan, ja, word die wapenhandelaar, waar die bos uitskiet, word hy ontwapen. En die konflik is opgelos. En so ervaar jou vrou liefde. Nou na die diens, moet ek vinnig gaan, nee, dat die vrouens nie met my hoef te praat nie. Nee, ek maak net 'n grap. Ek hoop regtig dat hierdie beginsels en die Joodse manier, nee, regtig konflik, die angel kan uithaal, uit daai konflik. Kom ons bid saam. Vader, ons sê dankie, Here, vir die woord, wat baie prakties ook is, Here. Die woord en die gees, wat daar by ons ook is, as ons by die huis is, en ons gesels oor sake, en daar's baie keer konflik. Here, dan het U 'n waarheid vir ons lewens. Die waarheid, 'n waarde boodskap vir ons waardetanks. En ek bid ook, Heilige Gees, dat U ons ook sal leer, vir ons as mans ook, om ons vrouens lief te hê, soos wat U wil hê ons hulle moet lief hê. Soos wat hulle behoefte is, dat ons nie sal sê, ons het lief soos my pas, maar soos my vrou pas. En dat ek by haar sal hoor, hoekom voel sy baie keer, ek het haar nie lief nie. Dat sy het vir my kan verduidelik, en dat ek dit sal erken, ook haar emosies sal erken. En ook jammer sê, as ek haar seer gemaak het. Here, leer ons, en dat ons werklik net vinnig konflik kan oplos. Daai kosbare tyd wat ons baie keer so verloor, omdat ons dik mond rondloop in die huis, vir ure, vir dae, dalk vir weke. Here, dat dit is kosbare tyd. En dat die wapenhandelaar, die duiwel met sy schemes lekker lag, maar dat ons hom op sy plek sal sit. En dat ons sal oorwin in ons huwelike, sal oorwin in die naam van Jesus, wat al die mag in die hemel op die aarde het. En ons bid dit in sy kosbare naam. Amen. Die genade van ons Here Jesus Christus en die liefde van God die Vader en die gemeenskap van die Heilige Gees sal by ons elkeen wees en bly. Amen.